Goeiemiddag luisteraars, dis Johan Willemse wat gesels. Het warm daar 'n bietjie op na 'n baie koue week in die Vrystaat. En natuurlik dankie en skade genade vir die ondersteuning. Nou die omgewing waarin ons besigheid doen, raak al hoe meer onstabiel, buite die interne faksiegevegte in die ANC en die beskuldigings van korrupsie binne die SAPS. En vele meer is daar natuurlik niks nuwers nie. Maar ook meneer Trump het nou besluit 30% invoertariewe van 1 Augustus af. Bietjie meer daaroor, maar ek dink belangrik in hierdie tye, mense raak baie gou negatief, maar fokus op dit wat jy kan bestuur in jou besigheid. Moenie laat jou fokus verdwaal nie. Bestuur dit wat binne jou vermoë is. Dis die beste wat ons kan doen. Nou natuurlik die Amerikaanse tariewe op Suid-Afrikaanse invoere van 1 Augustus af is 30%. En as ons nie gaan verder presteer nie, dan gaan daar nog 'n 10% bykom binne die BRICS-omgewing. Nou dit gaan ons ekonomie benadeel. Daar is nie 'n debat daaroor nie. Daar is al reeds sprake van ekonome wat ons groei vooruitsigte afskaal. Ja, en dit is veral ons landbouprodukte soos sitrus, neute en wyn wat gaan deurloop. En deel van hulle motivering natuurlik die Amerikaners is dat baie min van hulle landbouprodukte word na ons uitgevoer. So hulle wil die balans herstel en daar moet onderhandel word daaroor. So dekade of wat gelede was daar ook so onderhandelingsproses. Dalk sal van julle onthou waar ons onderhandel het of ons beleidsmakers waar die Amerikaners 60,000 ton hoendervleis kan sonder tariewe invoer na Suid-Afrika toe sogenaamde tariefvrye quota in ruil vir ons motoruitvoere na die Amerikaners toe. So dit gaan interessant wees in die nuwe tyd wat se ruiltransaksies daar gaan wees om hulle produkte toegang tot ons mark te gee. Ek is bietjie bekommerd daaroor, ons voer baie min in, ons voer bietjie Amerikaanse koring in, maar hoofsaaklik Russiese koring want dit is baie goedkoper. In Amerika is so 8,5% van Suid-Afrika se uitvoere, maar dit kan regtig seer maak. Dan die olieprys ongelukkig met al die onstabiliteit oral in die Midde-Ooste tel weer 'n bietjie kop op hier na $70 'n vat. Daar is ontleeders wat verwag het kan terugsak, maar dit bly maar 'n dobbelspel. In die rand hier rondom R17.80, 'n bietjie verswak, maar ek bly versigtig want dit kan enige kant toe spring en natuurlik is die kans goed dat die rand kan weghol as dinge ernstig verkeerd loop. Dan interessant, Standard Bank is gewaarsku deur die internasionale kredietagentskap dat hulle risiko besig is om te groot te word by die groot hoeveelhede staatseffekte van Suid-Afrika wat hulle op hulle leningsboek het. Nou dit impliseer net dat hierdie internasionale kredietagentskap bietjie bekommerd raak oor die risiko van staatseffekte, want buitelanders was netto verkopers van staatsskuld die laaste klomp jare en dit is binnelands opgeneem onder andere deur ons banke. Nou word ons banke gewaarsku dat hulle risiko verhoog. Dan bietjie weer iets uit Amerika uit. Die sekretaris van landbou daar het gesê hulle Make Agriculture Great Again, dit sluit nou aan by meneer Trump se Make America Great Again. En hulle het besluit hulle het 'n beleidsdokument vrygestel wat vir interessant is, so 12 bladsye baie gefokus. En hulle sê die eerste fokus is op familieplase. Dit is die basis en die hart van die nasie, soos hulle dit stel, en van die plattelandse gemeenskappe. En hulle gaan alles hulle vermoë doen om die familiebesigheid te beskerm en uit te bou. Nou daar is 'n paar goed waarna hulle verwys. Net sommer net terloop 86% van hulle plase is wat hulle noem familieplase of klein plase. Dis so terloops dit moet dan so by die 800,000 plase wees, boerderyplase met 'n omset van minder as R6 miljoen. En dit is plase wat deur families besit word, verskeie definisies daar, maar dis eintlik maar wat ons noem familieplase. Ja, belangrik, daar is so 3 punte waarop hulle fokus. Die eerste, hulle wil voorspoed bevorder en hulle wil Amerikaanse landbougrond beveilig teen buitelandse eienaarskap. Hulle sien dit is 'n baie groot bedreiging vir hulle sekuriteit. En dan wil hulle ook hulle aanbodketings versterk om dan die landbou so te ondersteun en praat hulle baie van voedselsekuriteit en voeding vir die nasie. Dan ook wil hulle die landbou beskerm deur navorsing en innovasie om dit verder, ek wil sê, te ondersteun en programme te finansier daarvoor wat natuurlik jou produktiwiteit verhoog en vooruitgang. Dis so natuurlik by ons nie die geval nie.
En dan die derde pilaar waarop hulle werk is dat hulle produktiwiteit verhoog. More with less, as die Engelse sê, en hulle wil dan ook praat ook baie van biosekuriteit en infrastruktuur, kritiese infrastruktuur. So julle nuwe fokus op familieboerderye, so ek dink, ja, anders as waarin ons gewoond is. Ek dink dis so 'n bietjie nuus, kom ons vat 'n breek, dan gesels ons oor die markte. Met al die beskikbare grondvolg hierdie seisoen is koring nou 'n proposisie. Ons sal graag vir jou wil kwoteer vir versekering op jou wintergewasse. Rypdekking op besproeiingskoring en gars is ook beskikbaar, terwyl branddekking ook apart uitgeneem kan word. Kontak gerus jou skadegenade verteenwoordiger of besoek ons webwerf by www.skadegenade.co.za. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie-nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur. Welkom terug luisteraars na die advertensiebreek en natuurlik kontak vir Skadegenade. Hulle kan julle regtig innoverend versekeringsprodukte aanbied. Elke rand tel op die stadium. Dan in Afrika, die Wêreldvoedselorganisasie berig, daar is 44 lae-inkome lande in die wêreld wat tekorte aan graan het. Nou interessant, van die 44 is 34 in Afrika. Nou dis natuurlik nie vir ons vreemd nie. En hulle sê ook vir die 25-26 bemarkingsjaar gaan hulle invoerbehoeftes toeneem. Hulle praat van 'n 54 miljoen tekort aan grane en dis heelwat behoor as die 5 jaar gemiddeld. En natuurlik, ja, van hulle is ons bure dan. So ander brokkie nuus, Zimbabwe se voedselinflasie is 50% in Mei maand gewees. Terloops, hulle geldeenheid is ook besig om weer plat te val. Hulle het kort 'n nuwe geldeenheid. Dan in Suidelike Afrika, ons weet ons mielieoes is heelwat groter. Malawi se mielieoes is natuurlik een potensiële invoerder, 3,1 miljoen teenoor 2,8 laas jaar. Mosambiek ook 2,3 miljoen ton teen 1,9. En dan natuurlik, ons weet van ons amper 15 miljoen ton oes. En dan Zambië, amper verdubbeling in hulle opbrengs van 1,6 miljoen ton laas jaar na 3,7, wat natuurlik impliseer hulle gaan baie minder invoer, hulle teendeel hulle voer uit. En Zimbabwe se oes wat ook van 0,8 miljoen ton laas jaar na 3 miljoen ton spring, so hulle gaan ook heel waarskynlik minder invoer. Sommige so in die omgewing van ons. Dan mielies, Chicago bly 'n afwaartse fase, hulle het afhanklik baie bekommerd gewees oor droogte toestande, dit loop nou goed op die oomblik. By ons so 7 miljoen ton gestroop van ons amper 14,7 miljoen ton oes. Witmielie-oes vorder stadig, so 3,3 miljoen ton gelewer, so onder 50%, maar die dilemma, luister asseblief luisteraars, is 'n derde van die oes is graad 2 of graad 3 of selfs onder graad. En natuurlik is daar 'n stewige prysverskil teen graad 1. Groot debat waarin gaan hierdie tweede en derde graad mielies gaan dit in die veevoermark ingaan of wat gaan gebeur? En dit is natuurlik een van die redes hoekom die witmieliepryse so hoog bly. Witmieliepryse in die orde van R4.800 per ton. Hy bly in 'n stadige stygfase. Dan by geelmielies, so 3,7 miljoen ton gelewer van die verwagte oes van 6,7. Pryse beweeg sywaarts hier in die orde van 4.200. So witmielies amper R600 per ton duurder. So 'n nuwe dinamika as gevolg van die graad 2 en graad 3. Dan by sojabone, Chicago basis sywaarts, hier by ons bietjie op bietjie af, maar sywaarts hier rondom 7.200. En van die verwagte oeskatting van so 2,65 miljoen ton is daar reeds 2,5 gelewer. Dit is 'n bietjie besig om af te plat. Dan sonneblomme sukkel, daar is so 600.000 ton gelewer van die verwagte 700.000 ton oes. Daar is redelik ook graadprobleme en gewigsprobleme en die prys beweeg sywaarts hier by 9.500, maar dit lyk of hy stadig wil opbeweeg as gevolg van die kleiner vermoontlike oes. Dan koring, tog, dit is soos die stiefbroer in die torronk. Desemberpryse bly hier by R6.250 per ton rondhang. Dis nie baie lonend nie, soos ons al gesê het. Die tariefaansoek is nog in die pipeline vir die volgende wyle. En dan Desember, naby maande is duurder. Nou dis eintlik, hulle praat van 'n omgekeerde mark, wat nie baie goed is nie. Dit is veronderstel om, soos die oes ingaan, duurder te word vorentoe loop. Dan aardappelpryse,
R55 vir 10 kg, en by pekanneute daar nie veel verander nie, 'n redelike mark. En dan is daar die ekstra groot of oversize hier so by $4.10. Dit hang natuurlik van jou variëteite en so meer af, so op die oomblik in die proses. Dan veemarkte, ja, dit bly maar senuweeagtig. Ons praat baie oor die back and closure. Klas A het bietjie teruggesak hier na R80 per kilogram weens die slagtings of karkastekorte. Die jongste slagsyfer vir tot Mei maand vir 2025 is amper 12.000 per maand minder as in 2024. So 'n slag binne besigheid die aard van die saak, dis Mei maand syfers, Junie maand en Julie maand syfers gaan nog heel wat laer wees. Nou speenkalvers uit Namibië het ook drasties laer. In Mei maand is daar net 4.000 ingevoer, of tot in Mei 4.000, laas jaar was dit 53.000. So dit verlig ook die druk op die mark. En dan interessant, julle moet maar kyk klas A, B of B2 en 3, AB 2 en 3, R74 per kilogram. Nou speenkalfpryse baie wisselvallige verslae. Amptelik praat hulle van R35-36 per kilogram, maar ek sien veilings wat tot R40 per kilogram beweeg. Dan uitvoere, miskien van beesvleis die eerste 5 maande van die jaar tot Mei maand. Het ons amper 3.000 ton per maand uitgevoer, baie beter as laas jaar se syfers. En toe gaan dit nou platval in Mei, Junie en Julie, so dit is regtig baie sleg, die bom van back and closure. Lamvleis, R104 per kilogram, 'n bietjie hoër. Daar is ook so 387.000 'n maand geslag, gemiddeld teen laas jaar se 442. So daar's amper so 60.000 minder skape per maand wat geslag word. Uitvoere loop ook goed, amper 5.000 ton 'n maand vir die eerste 5 maande. Dan by die varkvleis en hoendervleispryse nie veel wat daar gebeur nie, basies sywaartse beweging. Nou, geniet die nuwe warmer week en groete van Johan Willemse.